Ons kry baie keer 'n wanindruk van wat die evangelie is. As ek nou vir jou sou moes vra, wat is die evangelie? Dan sou ek allerhande antwoorde kry. Onder andere dat Jesus het vir my gesterf en Jesus het vir my sonde betaal en as ek gelukkig is, sal ek hoor en hy het opgestaan uit die dood uit ensovoorts ensovoorts. Maar die apostel Johannes in sy eerste algemene brief begin hy met hierdie woorde, 1 Johannes 1 vers 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Hier is nou die eerste kerngedagte van wat die evangelie is. Die evangelie is alles wat ek genoem het aan die begin. Maar die kern van die evangelie is dat dit die woord van die lewe is. Luister wat sê Johannes. Hy sê wat ons gehoor het, met ons oë gesien het, ons aanskou het, met ons hande getas het, wat van die begin af en wat ons gehoor het, naamlik die of aangaande die woord van die lewe. Nou as mens nou sou kyk in die Grieks wat lewe hier beteken, dan beteken die lewe hierso die woord zoe, die hoogste en die beste wat Christus is. So die evangelie wat ons verkondig, is 'n evangelie wat diep teruggaan tot voor die grondlegging van die aarde. Dit is 'n evangelie wat betreffende God en Christus is, die woord van die lewe. Dit is nie die Ou Testament nie, dit is nie die wet nie, dit is nie die Bybel as sulks nie, alhoewel die Bybel is die absolute heilige woord van God. Maar wat die Bybel vir ons wys is aangaande die bron van die lewe waarvan hierdie woord getuig. En hierdie Bybel is onsienlik die woord van die Here. Dit is die heilige woord van God. Alhoewel baie van dit nie vir ons as heidense Christene is nie, bly dit nog steeds woorde geïnspireer deur God. Maar die Ou Testament dus is hier nie die evangelie nie. Die profete is dus nie die evangelie nie. Die wet is dus nie die evangelie nie. Maar die evangelie of die boodskap wat Johannes sê, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien, wat ons aanskou het, die hande getas aangaande die woord van die lewe, die goeie nuus. Dit is die evangelie. Dit is die woord wat God aan ons openbaar het, wat sentreer en konsentreer op sy lewe. Hierdie evangelie gaan terug, nog voor die grondlegging van die aarde, van waar God die lewende God was en altyd sou wees. Dit is waar Jesus ook, sê Johannes, by God was in die begin. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Maar nou sê Johannes hierso, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, dan sê hy, maar die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe. Nou luister wat sê hy, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is, vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, omdat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.
So hierdie evangelie waarvan Johannes hierso spreek, is die evangelie van die lewe wat God is en wat God was en wat God altyd sal wees. Maar dan sê hy ook dat hierdie evangelie, hierdie boodskap is, wat hy hierso sê, die ewige lewe wat by die Vader was. Julle moet verstaan dat Christus het gelewe as God en was nog altyd God gewees, nog voor die grondlegging van die aarde. En hierdie evangelie wat ons aan julle proklameer, is die evangelie van hierdie juiste lewende Christus. Hierdie juiste lewende Christus wat in God sy lewe en sy oorsprong gehad het. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs, God het hom gegenereer. Met ander woorde, God het Christus uit homself as die Seun voortgebring. En die rede hoekom hy die Seun uit homself uit voortgebring het, was dat die Seun met die lewe van God sou funksioneer en as God op die kruis vir ons sou sterf, om ons sondes te reinig en ons sondes skoon te was en ons te heilig voor God. Dit is hoekom Vader die Seun gegenereer het. Genereer beteken, hy het nie soos die mormone glo, gegaan en seks gehê met 'n virgin en nou het Jesus na vore gekom. Nee, God het iets uit hom uitgevat. Die offerlam deel wat in die hart van die Vader God homself was, het hy uit homself uit voortgebring en dit Jesus gemaak. Dan dit wat God uit hom uit voortgebring het, die Seun van God, was dus die offerlam wat altyd in die hart van God was, waarmee hy ons sou versoen en met hom sou verenig en ons sonde sou vryspreek en ons sonde sou reinig en ons sou heilig voor sy troon. Jy sien hierdie Christus wat die Vader uit homself uit voortgebring het, was die offerdeel van die Vader, waar die Vader homself by ons sou kon kom inblaas, maar ook terselfdertyd vir ons in hom, die offerlam wat uit God se hart uit voortgekom het, kon kruis toeneem, en dat ons in hom kon sterf op die kruis. Verstaan jy wat ek sê? Dat hierdie Seun van God, wat uit God gegenereer was die deel van God wat gesê het, hoe kan ek myself offer as 'n vergifnis en 'n versoening vir die sonde en 'n verwydering en 'n vernietiging van die sonde. En toe bring hy die Seun voor uit sy lewe uit en sy Seun word die manifesterende en materialiserende lewe van die Vader self vir die gelowige. En hierdie vers gaan nog verder terug in die voortye in. Hy sê dat hierdie woord wat God nog altyd by hom gehad het, was die woord wat vir ons die lewe sou bring. Hierdie Christus wat by die Vader was van die begin af, is die woord wat lewe is. Die ene wat die gedagte en die lewe en die wese en die visie en die doel en die intensie van God in ons sou verwesenlik. Hierdie lewe wat by die Vader was van die begin af, wat aan ons geopenbaar is hierdie Christus wat die Vader van die begin af by hom geplaas het om vir ons te kon sterf, sodat hierdie Christus as God se saad deur die Heilige Gees in ons ingeplaas kon word, en dat hierdie lewende Christus in ons sou word, die lewe van God, die waaragtige en egte lewe van God, om ons in versoening en in eenheid met die Vader te bring. Maar nou moet jy verstaan, dat hierdie Christus was voor die grondlegging van die aarde reeds God lewe gewees. En hierdie Christus, God lewe, sou word ons Christus in ons God lewe. So dit wat die Vader vir ons bepaal het voor die grondlegging van die aarde, was dat hierdie Christus vir ons die lewe van God sou wees en word.
Maar uit hierdie selfde vers uit, in hierdie voortyd van God, daar wys hy ook na die natyd van Christus, die natyd van die kruis, waar Christus ons in hom neem na die Vader en ons in die Vader in hom verberg. Die Bybel sê dat ons lewe is in Christus in God verborge. En wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal ons wees soos hy is. In Filippense maak dit ook duidelik, ons gaan 'n nuwe liggaam ontvang en ons gaan wees soos Christus is. Maar nou moet jy hierdie ding sien, dat dit wat die lewe was voor die grondlegging van die aarde wat by God was, naamlik Christus, het Vader bepaal om ons lewe te word nie op grond van Jesus van Nasaret nie, maar op grond van die opgestaande Christus. So die lewe wat die Vader God vir ons bepaal het om te hê, was die lewe wat Christus was voor hy afgekom het aarde toe, voor hy mens geword het, en dan, nadat Christus vir Israel mens geword het, het hy op die einde van die dag verlosser geword vir die wêreld, sodat Christus kon kruis toe gaan as die offerlam van God, om die sondes te vernietig. Jy sien, en dan uit daai kruis van Jesus sou kom, en het gekom, die opstanding van Christus. So Vader het die lewe wat Christus altyd was, bepaal om ons lewe te wees. En hy sou daai lewe manifesteer en materialiseer in ons, nadat Christus opgestaan het uit die dood uit. So die lewe wat God vir ons bepaal het, en die lewe wat God in ons wil openbaar, is nie die lewe en die wandelinge en die handelinge van Jesus van Nasaret nie. Nee. Wat sê Johannes? Hy sê, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is, en ons gemeenskap is met die Vader en met hierdie Seun, Jesus Christus. So Vader sê, hierdie Seun wat by my was en lewend was by my voor die grondlegging van die aarde, sou na sy kruisiging word jou lewe, en sou hy jou in hom inneem, en jou na die Vader toe bring, en jou in die Vader in versoen, dat jy met hierdie lewe wat Christus was en gehad het voor die grondlegging van die aarde, en weer opgeneem het in sy opstanding en sy hemelvaart, dat dit is die enigste lewe wat God vir ons bepaal het, wat God vir ons uiteengesit het, naamlik Christus in ons. So hierdie lewe wat die Vader as Christus in ons gebring het, is eintlik God se eie lewe, wat hy vir ons gegee het in die persoon en die gemanifesteerde werklikheid en materialisering van Jesus Christus in ons. En word hierdie Christus in ons eie synde God lewe vir, voor en heens God. En in hierdie lewe bring Christus ons in absolute eenheid met die Vader. Luister, Christus bring ons in eenheid met die Vader. Maar dit maak nog nie die Vader een met ons nie. Slegs binne die persoon van Christus word Vader een met ons. Maar hierdie kwessie waar Vader een met ons sou word, sou eers kom as ons nuwe liggaam ontvang. Maar nou, op die einde van die dag, is dit dan hierdie lewe wat in jou en my is, ons getuienis van ons gemeenskap met die Vader en met die Seun. 'n gemeenskaplike lewe, 'n gemeene lewe, naamlik die lewe van God in en wie Christus was as ons lewe. En daardie lewe was die lewe voor die koms van Christus na die aarde toe, voor die skepping van die aarde, en die lewe wat hy weer opgeneem het
toe hy opgevaar het hemel toe. En daai lewe het hy ons lewe gemaak. En het hy in ons geplaas. En dit, my broer, my suster, bring ons dus in gemeenskap met die Vader en die Seun. Totsiens.